Goeienaand, baie welkom julle. Dis wit donderdag en dit is nou die eerste van die Triduum. Nou ek het op sosiale media dit gesê, maar gaan gou vinnig net sê, die Triduum is eintlik, dit beteken drieledig. Dis een aaneenlopende erediens wat oor 3 dae strek. En dis nou vandag, môre en Sondag. Dit sluit Saterdag uit, want dit is die dag wanneer Christus in die graf was. En oor hierdie, in die Triduum, dink ons na oor wat alles gebeur het van die donderdag, wat die finale, wanneer die finale gebeur is, tot een begin loop het, tot die klimaks en dan nou uiteindelik Paasondag. En tydens die Triduum is daar sekere rituele wat ons tradisioneel gebruik en vier. Dit is nou natuurlijk die nagmaal en die tenebra. Nou die tenebra is die uitdoof van die 12 kerse, soos wat hier op die tafel is, elkeen na 'n spesifieke teks wat gelees word, en die tekste wat gelees word, is ook 'n opbou na in samelesing van die tekste, 'n opbou na die spesifieke gebeure op Goeie Vrydag, wat nou natuurlik môre is. En tradisioneel is dit wit donderdag, of op die donderdag, dan sou daar gebeur het die instelling van die nagmaal, deur Jesus in die bokkamer saam met sy disippels. Jesus wat sy disippels se voete gewas het, en dan natuurlik daarna is hulle toe na Getsemane toe, het Jesus gebid, en sodat die beker by hom verby sal gaan, en het sy sweet soos bloeddruppels geword, is hy verraai deur Judas, is hy gevangene geneem, en dan natuurlik Petrus en Malchus se onder onsie daar, en is ook die hele, of 'n groot deel van die verhoor het plaasgevind die Saterdag aand, sodat dit nog steeds binne die Joodse kultuur aanvaarbaar sou wees, en nie op die Saterdagoggend met sonsopkoms. So 'n klomp dinge het eintlik vandag en vanaand gebeur, nog voordat Goeie Vrydag aangebreek het. So, dankie dat julle hier is, dankie dat ons hierdie week saam kon kuier oor die 7 woorde, of die 7 kruiswoorde van Jesus. Vanaand is ons nou by die 5de een, en dit is Jesus wat gesê het, ek het dors. En die woord waarop ons gaan fokus is die woord dors. En ek sien daarna uit om vanaand saam met julle te kuier, en sekere van hierdie rituele te doen. En dan met 'n praktiese reëling, die nagmaal is stil nagmaal. So ek gaan dit instel, en dan gaan ons in stilte geleentheid gee, sodat elkeen op hulle eie, wanneer hulle gemaklik is, dan self kan vorentoe kom en die nagmaal elemente kom haal, en dit dan in die bank weer gaan gebruik. En jy is welkom om terwyl jy dan hier is, 'n draai weer hier by die tafel te kom maak en te kyk na die simbole. As jy wil, kan jy maar vat, jy hoef nie jou aandag te hou nie. Maar kom kyk en kom beleef en dink na. Dit is baie persoonlik, en daarom is dit stil nagmaal, sodat jy self en jou op jou eie tyd, en so op jou eie manier, en jou in stilte by die Here se voete kan ken, of saam met hom aan tafel kan gaan sit. En dalk was hy vanaand weer met jou voete op. Ons begin dan nou met ons aanvangswoord. Dis nou die begin van die erediens. So vanaand gaan ons die seëngroet doen, en dan gaan die seën uitgespreek word eers weer Sondag, wanneer die hele erediens dan afgehandel is. So ons begin weer met ons aanvangswoord. Dis responsories. Nou word die seun van die mens verheerlik, en God word deur hom verheerlik. En aangesien God deur hom verheerlik word, sal God self hom ook verheerlik, en hy sal hom binnekort verheerlik. Amen. Here gelowiges, ek groet julle daarom dan vanaand in die naam van die tereggestelde, verhoorde, gekruisigde Jesus.
wat sy disippels se voete kom was het. En uiteindelik op so 'n manier vir ons ook voorberei het en die weg gebaan het, sodat ons Paasondag kan vier en kan deelneem aan sy opening. Amen. Ons gaan nou aanbiddend, sommer terwyl ons sit, saam sing lied 389, vers 1, 2 en 3. Is dit my woord? Here, as ons so dink aan wat alles hierdie week gebeur het en ons is nou by donderdag en ons begin dink aan dit wat alles nou vanaand histories sou gebeur, die oploop na Vrydag toe, stil Saterdag en die fees Sondag, dan staan ons verslae. Here, ons is baie deeglik bewus daarvan, dat U die 7 kruiswoorde gespreek het vir ons. Dat dit wat alles histories dan vanaand sou begin gebeur, sleg dit ook al is om daaraan te dink, is dit ook 'n bitter soet herinnering. En wil ons werklik vir U dankie sê. Dankie
dat U dit gedoen het. Here, en ons gaan nou vanaand begin deur hierdie gebeure in herinnering te roep, deur sekere rituele en elemente, die sakrament van die nagmaal, en wil ons vir U vra, Here, dat U, soos wat ons nou gaan besig wees met dit alles, vir ons werklik die ervaring sal kom gee, dat U hier teenwoordig is. Dat U dalk vanaand die doek om U middellyf losmaak en ons voete ook kom was. Here, dankie dat ons onsself hierdie dag, hierdie naweek aan U kan opdra en aan U die eer kan gee vir dit wat ek bewerkstellig het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die teks wat ons lees, die fokusteks wat ook natuurlik handel oor ons fokuswoord vanaand, is Johannes hoofstuk 19 vers 28 tot 30. Hierna Jesus, omdat hy geweet het dat alles reeds volbring is, en sodat die skrif vervul sou word, gesê, ek is dors. Daar het 'n kruik vol suurwyn gestaan. Hulle sit toe 'n spons vol suurwyn op 'n wijntak en bring dit na sy mond. Toe Jesus die suurwyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy kop vooroor gebuig en sy gees oorgegee. Jesus hier op aarde was volledig mens en volledig God. Dis een van die mysteries van God, van Jesus, wat ons sekerlik nooit sal ten volle sal kan begryp of verstaan. Maar wat ons wel weet is dat in die feit dat Jesus volledig mens was, terwyl hy hier op aarde was, is dit wat hy hierdie week en veral nou van vandag af en hierdie naweek beleef het. Het hy beleef terwyl hy volledig mens was. Het emosies gehad, het gevoel, gehuil, was teleurgestel, was bang. En in dit wat hy natuurlik bewerkstellig het en deurgegaan het, het hy alles ten volle beleef en toegelaat dat hy dit ervaar, om ons dit te spaar. Wanneer ek altyd nadink oor Paasnaweek, lydingstyd, groot lydingsweek, en ek dink oor wat alles daar moes gebeur het, dan is dit vir my eintlik hartverscheurend en is my hart in beklemming om te dink wat Jesus werklik moes deurgaan. En as ons nou eerlik is vir mekaar of met mekaar, dan sal ons baie vinnig vir mekaar sê, ek sal dit nie gemaak het. Ek sal nie kon doen wat Jesus gedoen het. Afgesien van die feit dat hy God is. Ek sal nie kon deurmaak wat hy deurgemaak het. En dis hoekom hy dit gedoen. Dit is hoekom hy uiteindelik alles ervaar het, alles beleef het, alles gedoen het, alles gedra het. Want het geweet, ons skiet tekort. Die Engelse spreekwoord sê, the hummingbird brings its dinner 50
to 60 times a day. So too should the Christian. From the living waters of Christ's word and spirit. En as ons nou vanaand dink aan die woorde wat Jesus gespreek het, hy gesê, ek is dors. En hy daar aan die kruis gehang het, terwyl hy dit gesê het, sodat die skrif vervul sou word, sodat sy menslike deel dit kon ervaar, dit kon deurgaan. Sodat die mense wat daar rondom gestaan het en ons met hom kon identifiseer terwyl hy daar gehang het. Dan moet ons maar ook van hierdie water drink. En die voordeel is dat ons drink water, lewende water, die water van God se woord, nie suurwyn. Dit is 'n voorreg dan om te sê, die kraan is dan die kruis. Ek is seker almal van julle, veral toe julle jonger was, as jy nou terugdink aan jou atletiek dae, of jy nou goed gedoen het of nie, of jy wat ook al, so oor die hitte van die dag, dan is dit heel lekkerste om by 'n kraan te gaan staan, net oop te maak en sommer die mond teen die kraan te druk en net te drink om jou dors te lees. En toe Jesus aan die kruis gehang het en hy gesê het, ek is dors, het hy bedoel, hy is dors. Soos wat ek en jy dors is, wanneer ons in die hitte van die dag aan atletiek deelneem. En wat gee hulle vir hom? Suurwyn. Gelukstaande aan asyn. En omdat hy die asyn gedrink het, as ons in ons siel erken dat ons dors het, wat kry ons? Sulke verfrissende strome van lewende water, soos daardie kraan by die byeenkoms. Maar jy gaan vir hulp moet vra. As jy dors is, word jou dors nie sommer net geles, omdat jy daar dink. Jy moet iets doen daar. Ga na die kraan, maak die kraan oop, sit jou mond in die kraan, drink. So moet ons ook, wanneer ons besef in ons siel dat ons dors het, na Jesus toe gaan, na die kruis toe gaan, en toelaat dat die strome van lewende water op ons spoel. Sien, hierdie nuwe lewe wat Jesus vir ons kom gee, so saam met die strome van lewende water uit die kruis, soos 'n oase van goddelike water, 'n oase van goddelike water, wat ons dors is. En waarsonder ons nie kan leef. As jy 'n bietjie gaan nalees oor die moontlikheid van oorlewing van 'n mens, dit sê nou maar in 'n woestyn of in 'n wildernis, waar dit ook al is. Jy kan 7 dae sonder water. Terwyl jy baie langer sonder kos kan gaan. As ek reg nou, dan is dit soos tussen 14 en 20 dae, wat jy sonder kos kan gaan. Maar dit is so belangrik water is. 7 dae. Natuurlik, lang voor dit, dan begin jy al ontwater. En begin jy al om te hallusineer, ensovoorts. Maar, totdat jy uiteindelik sterf van dors, 7 dae. Maksimum. Soos ons sê dat die goddelike water, soos 'n oase,
waarsonder ons nie kan leef nie, dan moet ons besef dat ons kan eenvoudig nie die kruis, dit wat Jesus doen, ontsê of ontken, sonder gaan of van die hand wys. Dit sal sterf. En ek wil so ver gaan as om te sê, dit gaan nie 7 dae vat. Baie vinnig. Daar is die storie. 'n Predikant het gegaan vir 'n onderhoud na 'n gemeente toe waar hy aansoek gedoen het om die leraar van die gemeente te wees. En om die gemeente te leer ken, het hy toe die dag met sy onderhoud en intree, het hy toe nou soos 'n boemelaar aangetrek. En in sy boemelaarsklere hier in die banke kom sit. En in die tyd toe hulle toe nou die dominee nou vorentoe roep om sy proefpreek, wat dit ook al mag wees, te gaan doen. Toe natuurlik toe staan die boemelaar op en trek die klere uit. En hy kom staan op kant. En alles wat met die boemelaar gebeur het voor die tyd, het uiteindelik hom oortuig dat hy toe van die kant sal af gesê, gemeente, dankie vir die voorreg, maar ek deel nie julle hart. Afgetimmerheid. En julle dink hoe hy die gemeente om hanteer, omdat hy soos 'n boemelaar gelyk het, sonder dat hy weet wie het werklik is. Maar dis 'n storie. Ek weet nie of dit werklik gebeur het, maar wat ek wel weet is dat hierdie storie kom eintlik uit 'n baie ou Chinese volksverhaal. Dat die emperor, as ons nou wat hy is, het op 'n dag, toe hy al die goeders nou vir 'n tyd lang uitgekyk het, het hy op 'n dag dieselfde gedoen. Hy het gesê, hy gaan loop in die tuin. Hy gaan uit. En toe hy in die tuin is, toe vermom hy homself, soos 'n gewone plek. Iemand wat sommer van die straat af. En toe toets hy sy ambtenaar. Want hy het 'n hart gehad vir sy mense. En hulle het natuurlik nie die toets geslaag. Net voordat hulle hom sy kop wou afkap, omdat hier die boemelaar dit gewaag het om die paleis binne te kom, sommer net daar rond te loop en al die goeders. Toe trek hy die klere uit. En toe is die wat hom veroordeel is, die kop en natuurlik die wat gerol het. En ek vertel hierdie storie, omdat dit nou maar omdat dit so aansluit daarby dat as jy nou maar eenmaal God ervaar het, as jy een keer hierdie water gedrink het, dan gaan jy nie kan ophou. Selfs al sou dit jou weer oplos. As jy eenmaal weet wat dit is, wat Jesus vir ons kom doen het, en jy deel Jesus se hart, dan sal jy ook by daai gemeente opstaan en uitkyk en sê, ek deel met julle hart. Ons is nogal geneig om te sê, as jy een keer Makwasi se water gedrink het, dan kom jy altyd terug om het weer te kom drink. As jy eenmaal Jesus se water gedrink het, gaan jy altyd teruggaan. Die voordeel is dat dis nie afhanklik van 'n pomp of van die toevoer van 'n munisipaliteit of wat ook al. Dit is altyd oorvloedig. Daarom hou jy daar vol. Moenie dors nie.
Jesus het gesê, ek het dors, sodat jy dit nie hoef te sien. Amen. Here, dankie dat ons nie hoef te sê, ons het dors. Ons sê wel dat ons dors na U is 'n belydenis dat ons van hierdie stromende, lewende water wat van die kruis afkom, dat ons daarna smag en nie daar sonder kan leef nie. Maar ons hoef nie te sê, ons het dors en na sy te drink. Dankie dat U die asyn met 'n spons gedrink het, toe jy aan die kruis gehang het. Amen. Ons het hierdie hele week het ons geluister na die lied, dis lied 384, Jesus hoe dink aan my. Ek het nou nagelaat om woorde op die bord te sit, maar ons gaan dit tog wel sing, want ek dink jy ken dit. As jy dit nie ken nie, luister na. Daardie donderdag aand, terwyl hy eet, het Jesus brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit, gee dit vir sy disippels, en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe het hy die beker geneem, gedank, dit vir hulle gegee en gesê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die verbond, wat ek vir baie uitgegiet het, word tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af, sal ek beslis nie meer van hierdie vrug van die druivenstok drink en tot daardie dag, wanneer ek dit nie saam met julle sal drink in die koninkryk van my Vader. Nadat hulle die lofsang gesing het hulle na die Olyfberg vertrek. Dis welkom, en op jou eie tyd, so dat die baie stil is, die
sakrament te kon gebruik.
gedagtes nou oor Jesus Christus, Seun van God, wat mens geword het, en onder ons kom te leef. Wat in 'n stal gebore is, en dan daar geen plek in die herberg was. Wat saam met sy ouers 'n vlugteling in Egipte was. Wat sonder werk en sonder vaste verblyf van plek tot plek rondgesoek het. Wat deur die godsdienstige en politieke leiers van sy getuienis en vervolg is. Wat deur een van sy volgelinge verraai is. Wat 3 maal deur iemand in sy binnekring verloon is. Wat deur die mense nastaan en in die steek geraak is. Wat gevange geneem en gemartel is. Wat op vaste aanklagte, valse aanklagte, verhoor is. Wat ter dood veroordeel is. Wat tussen 2 misdadigers gekruisig is. Hy was gehoorsaam tot in